Tite en biltong. I fucking love Tite en biltong. My gunsteling tipe biltong. Chinese biltong. Kom ek wys vir julle. Ek order 'n houtdoos. Hoekom? Want ek hou van hout en ek hou van doos. Hierdie doos is 400 by 400 by 'n meter en hy het 'n deksel. Ek vryf hom met food grade mineral oil dat die biltongsap hom nie laat pong nie. Ek het 'n komperfan gekry wat kom met so lekker adjustable dial. Die komperfan moet dan bo op die boks kom dat hy die lug lekker van onderaf kan deursuig en sirkuleer. Ek het so 'n adapter en 'n gafter gekry wat jou boor aan 'n jigsaw verander en hy het gekom met 3 lekker lemme, so toe sny ek 'n gat. Nou ek kon ongelukkig nou nie vir julle rekord hoe ek 'n gat in die doos insny nie, want ek het net 2 hande en al 2 hande was besig om 'n gat in die doos te sny. Nadat ek die fan in die doos se dak vasgemount het, moes ek 'n gaatjie maak aan die agterkant om sy kabeltjie deur te druk. Ek het ook 'n 40 watt globe geïnstalleer vir die koue winters, aswel 'n termometer. Die termometer het 'n probe wat in die binnekant van die boks ingaan. En die doos het hinges gekry om die deksel in 'n deur te verander. Hier het ek my eerste en enigste volkop van die eksperiment geslat. Daai boonste gate moenie daar wees nie. Hulle short basies die lug van die onderste gate uit. So ek het hulle toegemaak en ek het nog meer onderin gesit. Die doos het dan ook 'n latch aan die bokant gekry sodat my kat nie sy vingers kan gebruik om die boks oop te maak en my biltong te steel nie. Die snit wat ons gaan gebruik vir ons biltong is 'n lieflike stuk ramp. Ons gebruik swart peper, koriander. Ek like om so 'n naaltjie of 2 by te gooi en dan lekker chili flakes vir die chili bites. Ek bliksem vir hulle pap in hierdie motor en dan maak ek hom sodat jy kan sien. Lekker. Ja, gooi jy 'n bietjie breinsuiker ook by. Ek sny my chili bites bietjie dun en dan my biltongkie 'n bietjie dik sodat jy kan sien. Wens hy het 'n bietjie meer vet gehad, maar dis nou maar hoe hy gaan volk en dan nes daai. Ek hou my chili bites 'n bietjie dikker as jou tradisionele dun skyfies, man. Ja, en hierdie is so dik soos wat ek hom kan sny, maar hy lyk mooi. En natuurlik gooi ek ook bruin asyn by en 'n worcestersousie. Dis hoe hy lyk as hy nou alles klaar gepekel is. En dan also kan jy sien die chili bite is lekker rooi. Hy travel na die ringsting toe. Hulle gaan in die yskas vir so 'n minimum van 12 ure gewoonlik. En dan gaan die nattes in. Laat hy hang. En hy hardloop op 'n ideale temperatuur en humiditeit. Aan die einde van dag 2 toe was die chili bites al lekker droog soos oupa se korasie. Die groot stukke moes nog 'n entjie gegaan het, ek het gedink nog so dag. Nou almal ons maar so, hy's nog lekker klam. Hy's eintlik seker maar perfek, eerlik te wees. Hy's lekker klam. Lekker sag. So hy moet wees. Kyk daar mooi lê opgekerf. Lyk amper asof mens nou net die rugby en 'n bier kort.